Op hierdie dag in die kerk kan wees. So 'n wonderlike dag, Here Jesus, dit is Goeie Vrydag. Die dag wat U gekom het om vir ons aan die kruis te sterf. Die dag wat U ook U goue kroon verruil het vir 'n doringkroon vir elkeen van ons. Die dag wat U gekom het en die geskiedenis van die wêreld verander het. Die aankoms van genade, van verlossing, van vergifnis. Here, dankie dat ons hier kan wees, saamgebind deur die liefde van Jesus Christus. Dankie dat ons hier kan sit vandag in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Here, ons vra asseblief dat U vandag ons harte sal oopmaak. Dat ons sal besef in wat 'n gewyde oomblik ons sit en hoeveel dit ook gekos het. Soos ons nou gesing het, Here, dat ons harte gevul word met daai emosie van U wat vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Here, ons sê vir U dankie daarvoor. Ons sê vir U dankie vir U genade en dankie dat ons hier kan wees. En Here, maak ons harte en gedagtes oop, dat ons U woord sal hoor, dat ons sal luister en dit in ons lewens sal interpreteer. Dat ons so sal lewe soos nuwe mense. Here, ons bid dat die liefde van die Here Jesus Christus ook ons elkeen se lewens sal dring. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Liewe gemeente, dit is my 'n groot voorreg om julle almal hier so te sien vanoggend. Wat 'n wonderlike en 'n spesiale dag is dit vandag. Dit is Goeie Vrydag, die dag wat Jesus ook sy lewe vir ons in die kruis gegee het vir ons elkeen se sondes, vir genade en verlossing. En dit is my so lekker om ieder en elk van julle hier so te sien vanmôre. Kom ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here en ons erken die ruimte waarin ons is. Ek wil elkeen van julle moet net vir my vinnig na jou hande kyk en ek wil hê vir my sommer so in die bene raak en as jy wil kan jy vir jou neus ook kyk as jy kan, net so 'n bietjie. En ek wil net hê jy moet bewus wees jy is hier vandag. Dan kom ons almal sê dit net saam, ek is hier. 1 2 3. Ek is hier. Maar jy is nie alleen hier nie. Jy is alleen. Jy is hier in die teenwoordigheid van ander gelowiges. Ander mense wat ook vir die Here lief is. Ander mense wat deur sy liefde saamgebind is. En dan kan jy vir die persoon langs jou kyk en jy kan vir hulle waai. En jy weet as jy dit in jou hart het vir hulle hallo sê. En dan kan ons almal sê ons is hier. 1 2 3. Ons is hier. En dan die wonderlike Matteus 28 vers 20 wat sê, en onthou, ek is al die dae by julle tot die volëinding van die wêreld. Wat Jesus sê, hy is teenwoordig en daarom kan ons sê, Jesus is hier. En kom ons sê dit ook hardop saam, 1 2 3. Jesus is hier. Ja, julle, dit is waarin ons sit. Ons sit in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus saam met mekaar vandag op hierdie wonderlike en besonderse dag wat ons noem Goeie Vrydag. En vir almal van julle wat dalk besoekers is, baie welkom by hierdie wonderlike diens vandag. Dit is vir ons so lekker om julle hier so te hê en vir almal wat ook op hierdie stadium dalk weg is met vakansie wat aanlyn by ons aansluit, baie welkom vir julle ook. Dis lekker dat ons op hierdie manier steeds by mekaar kan wees. Ons gaan vandag nagmaal gebruik en ek nooi julle elkeen uit om saam met my ook aan die tafel te sit vandag. Ek wil begin by een van seker die mees aakligste dinge in die lewe wat daar kan wees, is as jy gedwing word om iets te doen wat jy nie noodwendig wil doen nie. Jy weet, ek praat nie noodwendig van huistaakies nie, of van jou ma wat jou dwing om kool te eet voordat jy jou pudding kan kry, of jou huiswerk nie. Ek praat, miskien is dit vir jou net so erg soos enige iets. Maar ek praat van, daar's niks so erg, soos iemand wat jou dwing om 'n keuse te maak wat jy nie wil maak nie. Wat vir jou sê jy moet hier wees en daar wees. Wat vir jou sê wat jy moet doen en nie moet doen nie. Wat selfs 'n keuse kan uitoefen oor of jy mag lewe en of jy moet sterwe. Nou as ek van aardse konings gesels, oor aardse konings met julle gesels, dan gaan julle waarskynlik 'n baie romantiese idee daarvan hê, nê? Paleise, tiaras, prinsesse, krone, weelde, tuine, kastele, ridders, al hierdie dinge, dit is natuurlik wat ons dink oor adelikes of die koninklike huise, en dit is vir ons baie romanties, nê? En dit is so,
dat dit baie romanties is, solank jy in die koningshuis is, nê. Solank jy 'n koning is of 'n prinses is, dan is dit baie nice vir jou. Maar as jy nie in die koninklike huis is nie, en jy is maar gewoonweg 'n ou wat daar in die koninkryk is dit nie noodwendig so lekker vir jou nie. Want daar is 'n koning wat op 'n troon sit met 'n scepter, wat vir jou sê, presies wat jy mag en nie mag doen nie. En jy moet dit doen, wat ook al hy vir jou sê, moet jy doen. Want as jy dit nie doen nie, is daar erge gevolge vir jou. Jy sê nie sommer nee vir 'n koning nie. As hy sê, gaan daar, dan sê jy, ja, u majesteit. As hy sê, spring hoog, dan sê jy, spring, dan vra jy, hoe hoog? As hy sê, eet dit, dan sê jy, dis reg, u majesteit, ek sal 'n kilogram kool eet, dis okay, ek sal dit doen. Want jy het geweet, die gevolge daarvan om jouself teen die koning te verset, is dat jy waarskynlik met jou lewe kan boet. Want konings besit al die mag in die koninkryk. Nou die simbool wat gewoonlik hierdie mag en gesag uitbeeld, is natuurlik die simbool van die goue kroon wat op mense se koppe is. En ek het laasweek, as julle nog nie laasweek se preek gekyk het nie, kan julle rustig daarna gaan kyk. Ek het bietjie breedvoerig in dit ingegaan, maar die simbool van die kroon op jou kop is om eintlik maar te sê, ek staan kop en skouers bo almal uit. Ek dra die mag en die gesag. Ek sal sê wat gebeur en jy sal my nie verset nie. Dit is 'n absolute tentoonstelling van hierdie mag om te dwing. Nou, konings het dit nodig gehad om mense te dwing om dinge te doen en mense te forceer om dinge te doen. Hulle het nie sommer vir mense keuses gegee om uit te oefen of iets te doen nie, want net nou kies die mense iets anders as om die koning se wil te doen. Of net nou kies mense om nie die koning te volg nie en verset hulle teen die koning en dan is hierdie koning nie meer sy mag nie, want die mense moet onder hom sorteer, die mense moet sy mag eer en dit is hoe hy mag in die eerste plek kry. Nou, as ons bietjie kyk na Jesus se intog in Jerusalem in, dan is dit vir ons 'n wonderlike gedeelte om te lees, nê? Die mense het gekom en hulle het hulle Jesus ontvang by die poort. Hulle het hulle klere voor Jesus neergegooi. Hulle het palmtakke en al dies meer voor Jesus uitgegooi en hulle het geskree, loof hom, die een wat die koning het gekom, die koning van die Jode. Hosanna, Hosanna, hy is hier. En hulle het dit gedoen op 'n spesifieke manier. Hulle het Jesus ontvang net soos wat hulle 'n Romeinse goewerneur of keiser sou ontvang het. Hierdie belangrike mense, want hulle het letterlik Jesus gesien as 'n volgende koning, 'n koning wat spesifiek in die bloedlyn, kom ons sê, van Dawid kom en 'n koning wat op 'n aardse manier gaan regeer in hierdie wêreld. So hulle het gedink, Jesus kom met dieselfde mag en gesag en afdwingende natuur as wat 'n aardse koning sal regeer. En hulle het daarop staat gemaak dat Jesus dan nou die op so 'n manier sou regeer om die Romeinse ryk dan nou te verslaan met swaard, met spies, met mag en met dwang, sodat die Romeinse ryk dan nou sou val en Israel dan nou weer terug sal kom in die hande van die Israeliete, dat hulle weer hulle eie land sal hê. Maar vinnig sou hulle besef, dit is nie die styl waarmee Jesus regeer as koning nie. Jesus het nie gekom om mense te forceer en te dwing in spesifieke gedrag in nie. Jesus het nie gekom om mense te dwing om sekere keuses te maak nie. Jesus het gekom om op 'n ander manier te regeer, om met sy liefde mense se harte te verander, dat hulle die een ding sal doen wat konings vrees om te doen. En dit is dat die mense sal kies om hom te volg. Jesus het die wêreld verander deur liefde, nooit deur dwang en gesag nie. Nou ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor dwing en oor dring. Nou ek is seker daarvan baie van julle kan gesels en weet wat beteken dwing en dring. Maar ek is seker daarvan dat ons kinders nie heeltemal dit gaan verstaan nie. So, vir die van julle wat dwing en dring nie so wat dit ook nou dalk nie so lekker verstaan nie, moenie bekommerd wees nie, julle gaan nou mooi leer. En vir al die kinders, ek gaan julle nou mooi leer wat die verskil tussen dwing
en dring is. Want dis baie belangrik dat ons verstaan wat dit beteken. Right. Kan ek gou sien, waar is die kinders? Ek dink julle moet gou vorentoe kom, dat julle kan sien wat ek doen, want my spasie is bietjie, julle gaan nie lekker daai kan sien nie. Okay, so kom staan net sommer hier om my. Okay, die van julle wat kom, julle is welkom. Moenie skaam wees nie, julle kan vorentoe kom. As hy julle is meer as welkom. Alright, kom staan hier so voor, sommer op die verhoog, dan kan julle mooi sien wat ek wil doen. Julle hoef nie skaam te wees nie. Okay, baie mooi. Alright. So, ek wil nou net 'n bietjie spasie maak om te werk hierso. Alright, is julle reg om iets cools te sien? Okay, ek gaan julle vandag leer wat die verskil is tussen dwing en dring. Okay, so ek het 'n karretjie hierso, né? Dag's hy. Ek het 'n karretjie hierso. Nou, as ek nou wil hê hierdie karretjie moet doen wat ek wil hê hy moet doen, kan ek dit op 2 maniere doen. Of ek kan die karretjie dwing om te gaan waar hy moet gaan. So as ek hom nou op met hierdie toutjie vat, né? En ek loop met my karretjie. Dan wil daai karretjie presies doen wat ek sê hy moet doen. Sien julle daarso, dis soos 'n hondjie. Kom, daar's hy. Daar val hy weer om. Okay. Maar hierdie karretjie kan nêrens heen gaan anders as wat ek hom trek waar hy nou moet gaan nie. Okay, so dis wat beteken dwing, nê. Ek sê dit ook vir julle kon gewys het, deur as jy met 'n karretjie speel, dan hou jy hom ons vas, nê. Dan gaan hy, nê. So as hy so gaan, hy kan nie op sy eie iewers heen gaan nie, nê. Hy kan nie doen wat hy lus het om te doen nie. Hy gaan waar jy vir hom sê hy moet gaan. Okay, so dit is dwing. Okay, sê gou saam met my dwing. Dwing. 1 2 3. Dwing. Julle, dit is dwing. Okay. Goed, nou gaan ek julle gou wys. Ek gaan net hierdie karretjie se tou binne bære. Wat ek ook kan doen is, ek kan hierdie karretjie laat beweeg deur om die karretjie te verander. Okay. Dit is nou wat dring beteken. So ek nou hierdie karretjie vat en ek modify hom 'n bietjie, né? Eerste wat jy nodig het is jy het 'n bietjie duct tape nodig. Duct tape werk vir alles, net so. En dan het ek 'n magneet nodig. Ken julle magnete? Het julle al met magnete gespeel? Nou kan ek hierdie magneet vat en ek kan hom plak op my karretjie. Aan die voorkant hierso so. Okay, net so seker maak die wielietjies is oop. Okay. So wat ek nou gedoen het is, ek het my karretjie verander. Ek het hom gedring, nê. As ek 'n sterker magneet gehad het, sou ek hom net binne ingesit het. Soos die woord van God en sy liefde in ons inkom en dring, nê. Maar ek het nou nie so sterk magneet nie, okay. So, nou ek het hom verander. So dit beteken om te dring, okay. So wat nou kan gebeur is ek kan die karretjie laat beweeg sonder om aan hom te vat. Ek kan hom in 'n rigting laat beweeg deur bloot 'n ander magneet voor hom te sit. Nou, ek het nie 'n sterk magneet nie, so julle moet naby kom kyk, okay. Kom ons kyk of ons die karretjie kan laat skuif. Okay. Is jy reg? Gaan julle vir die mense sê die karretjie het geskuif sonder dat ek hom geskuif het. Okay. Is jy reg, ja? Gaan julle vir my sê. Okay, julle moet die mense sê. Kom ons kyk hoe naby hy kan kom voordat hy skuif. Kom ons kyk. Asseblief skuif. Okay, julle het gesien, was dit te vinnig? Okay, kom ons draai weer. Okay. Kom ons kyk weer. Jy gesien? Jy geskuif. Is dit cool? Dis kwaai, né? Kyk hierso. Die karretjie beweeg die hele tyd in die rigting van die magneet. Nou as ons sê Jesus se liefde dring ons, verander ons harte, dan beteken dit ons kan nie anders as gevolg van dit wat binne ons is om Jesus te volg nie. So ons kies om Jesus te volg. Jesus hoef ons nie dwing om hom te volg nie, want ons het verander aan die binnekant. Dis wat dring beteken. Kom ons almal sê gou saam dring. 1 2 3. Dring. Also dis 'n groot woord, né? Maar jy weet nie nou wat dit beteken. Dis iets wat binne inkom. Okay. So elke keer as ek sê dring vandag, is iets wat in my hartjie inkom. Okay, so het julle dit. Het julle dit? Reg. Dankie julle kan gaan sit. Julle was great geweest, hoor. Wow. Ek is so bly dat dit gewerk. En essensieel is dit wat dit is. En as 'n mens vandag se preek in 'n sin sou kon opsom, sou dit die sin wees.
om Jesus se liefde wat ons dring. Die vraag sou wees, as Jesus al die krag in die heelal besit, al die mag, al die kennis, alles, is hy almagtig, alwetend, alomteenwoordig is. Hoekom sou hy kies om nie sy mag uit te oefen nie? Hoekom sou hy kies om ons 'n keuse te gee? En die groot ding van dit is dit gaan daaroor dat ons 'n geskenk van God ontvang het. En dit is die geskenk van vrye wil. Dat ons kan kies in die lewe wat ons graag wil doen. Dat ons kan kies in die lewe hoe ons die Here dien, dat ons sou kies of ons die Here dien, dat ons sou kies waar ons gaan en wat ons doen. En die ding is, as 'n almagtige, alkragtige, alomteenwoordige, alsienende, alwetende God jou dwing om iets te doen, verloor jy jou autonomiteit, verloor jy eintlik vrye wil, wat 'n geskenk is vir ons. So daarom het ons het hierdie vrye wil gekry, hierdie spesiale geskenk van God, en dit word deur Jesus bewaar, deur om van sy gesag vir oomblik af te staan, en op 'n ander manier ook ons wêreld te verander, nê. Maar wat doen ons toe nou? Wat het die Israeliete gedoen met hierdie wonderlike geskenk wat hulle gekry het met die naam van vrye wil? Wat maak die Jode met die vrye wil? Wel, hulle kies om die een wat hulle nie dwing nie, te dwing om 'n kruis te dra en te dwing om aan 'n kruis te sterwe. So hoe ironies, nê, dat die een wat vir ons vrye wil gee, die een wat ons nooit dwing nie, die een is wat die Jode dan dwing om aan 'n kruis vir ons sondes te sterf, nê. Wat hulle gehoop het, is dat Jesus sou kom en met swaard en met spies en met al hierdie tipe van dinge die Romeinse ryk kom wen. Dat hy soos 'n aardse koning die Romeinse ryk kon wen. Maar Jesus het nie so kom regeer nie. Jesus het op 'n ander manier kom regeer. Jesus het op 'n manier as koning sy koningskap kom afdwing op 'n manier wat nie net die land Israel vir hom gekry het nie, maar wat die hele wêreld vir hom verower het. Maar die Jode, hulle kon dit nie begryp nie. Hoe ironies dat dit is wat hulle wou gehad het Jesus moes kom doen. Jesus moes hulle onder die dwang van die Romeinse ryk uithaal, dat hulle weer kan autonoom wees in hulle eie land. So hulle het vryheid gesmag. Hulle het gesmag om nie meer gedwing te word deur die Romeine nie. En hulle het gedink dis wie Jesus sou wees. En toe doen hulle presies aan Jesus wat hulle nie aan hulle self gedoen wil hê nie. Hulle dwing hom op 'n kruis. Jesus het egter op daai kruis gegaan. Jesus het die hele wêreld gewen. Jesus het die koning van die konings en die Here van die Here geword. Hy het sy koninkryk op aarde gevestig. Maar vir dit om te gebeur, moes hy eers sy goue kroon verruil vir een van dorings. In die Bybel lees ons die volgende gedeelte in Johannes 19 vers 1 tot 6. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer ek het gesien vers 4, nee, okay. Pilatus het toe weer buite toe gekom en vir die Jode gesê: "Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Toe het Jesus buite toe gekom, nog net so met die doringkroon en persmantel aan. Pilatus sê vir hulle: "Dit is die mens." Toe die priesterhoofde en wagte hom sien, skreeu hulle: "Kruisig hom, kruisig hom." "Vat julle hom en kruisig hom," sê Pilatus daarop vir hulle, "want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode sê toe vir hom: "Ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het." Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra: "Waar kom jy vandaan?" Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom: "Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie?" En Jesus antwoord hom: "U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld."
Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus binne toe gebring en op die regsbank gaan sit, op die plek wat 'n klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees, en dit was omtrent 12 uur die middag. Toe sê hy vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. So as ons al praat oor mag en gesag, en as ons praat oor hierdie kontrasterende beelde van koningskap, is dit presies in hierdie gedeelte daar. Pontius Pilatus was natuurlik die gouverneur gewees, en hy het baie mag en gesag gehad. En hy roep vir Jesus in, en hy herinner Jesus aan watter mag en gesag hy dan ook het. Hy sê vir Jesus, luister, weet jy wie's ek? Ek is die ou wat kan maak dat jy kan hier uitgaan, en jy kan aangaan, of ek is die ou wat gaan maak dat jy gevange bly, of ek gaan die ou wees wat kies. Ek het die mag. So kan julle hoor, in wat sy koningskap pas hy dan nou in. Ek het die mag oor jou lewe, sê Pilatus vir hom. En hy doen dit om vir Jesus te probeer oortuig om met hom te praat. Want jy sien, Pilatus was in 'n verskriklike moeilike situasie. Ek sou sê, Pilatus was in 'n groot penarie gewees. Die Romeine was baie bygelowig en het baie heidenistiese goed gevolg en ander gode gehad. En hulle het geglo dat goddelike wesens ook die gestalte kan inneem as 'n mens. Byvoorbeeld soos Hercules wat ons nou sou ken, of wat ook al, soke demigods wat rondloop. En natuurlik was Pilatus dan nou bang geweest dat Jesus dalk so 'n figuur is. Onthou, Pilatus het nie na Jesus gekyk vanuit die profeseë of vanuit die Joodse geloof uit nie. Hy het na dit gekyk vanuit 'n heidense geloof uit. So hy was bang, hierdie is 'n demigod, en as hy hierdie ou nou laat dood veroordeel, gaan hy 'n vloek op homself en in die ryk laat gebeur. So hy is bang. Hy wil net nie die verkeerde keuse maak nie. Verder wat hom nog banger gemaak het, is sy vrou, soos wat daar in Matteus 27 staan, het vir hom gesê, sy het hierdie verskriklike droom gehad, hy moet pas op oor wat hy doen met die regverdige man wat voor hom staan. So, Pilatus is soos wel, my vrou het vir my gesê, hier's moeilikheid, en ons almal weet as jy vrou vir jou sê, hier's moeilikheid, luister jy, nee, jy weet. Hulle het so 'n 6de sintuig. Nee, jy weet, jy moet luister. En hierdie mense doen, maar sê vir hom, hulle wil Jesus kruisig, want hy sê maar God, hy sien nie God met 'n hoofletter G nie, dis een van die gode se seuns, hy het moeilikheid, wat maak hy nou? Hy sê vir Jesus, asseblief, sê net vir my wie hy is, of wys net vir my dat jy van goddelike natuur is, dat ek genoeg bewyse het om jou te laat gaan, want dan kan ek myself verontskuldig in hierdie hele proses. Wat doen Jesus? Hy swyg. Hy kies om nie sy mag tentoon te stel nie. Maar wat hy wel doen is, Jesus was mos altyd van alles 'n teachable moment gemaak. Jy weet, as Petrus sink, sê hy vir hom, hoekom is jy so klein gelowig? So vir Pilatus, toe herinner hy net vir Pilatus, Pel, jy het geen gesag nie. Al gesag wat jy het, is die gesag wat jy nou toegeken is. Dit is al gesag wat jy het. Pilatus het toe geen keuse nie, en hy bring hom toe weer uit na die mense toe, want hy het nou nie meer genoeg bewyse van sy kant af, om te sê, hy gaan Jesus nou verontskuldig nie. En hy vra vir die mense, luister, hier is julle koning. En in kontras met wat gebeur het by Palm Sondag, sê die mense, hy is nie ons koning nie. Hulle verwerp Jesus, omdat Jesus nie ingepas het in hulle idee van wat die Messias en die koning van die Jode behoort te wees nie. En die beste van alles is, hulle wat vir Pilatus nou 'n bietjie meer moet oortuig, hulle druk sy arme bietjie en sê, hey, jy moet hierdie ding doen, want hierdie ou maak aanspraak op dat hy 'n koning is, en volgens jou wette, moet jy hierdie ou nou teregstel, of moet jy nou iets doen teenoor hierdie ou? En dan sê hulle, ons het nie 'n koning nie,
se koning is die keiser. Dat mense so kon draai, hulle rug kon draai op Jesus Christus, oor hy gekom het, op 'n ander manier te regeer, as wat hulle gehoop het. Volgens my, is die ware uiting van mag, die magtigste ding wat jy in die wêreld kan doen, is om, wanneer jy al die mag in die heelal het, 'n keuse te kan maak om dit nie te gebruik nie. Want dan wys jy, dat selfs jy, wat die mag het om 'n keuse te maak, die mag het om alles te doen, die keuse kan maak, die mag het oor jou eie keuse, om dit nie te kan gebruik nie. Wat Jesus gedoen het, is om sy mag vir ons prys te gee. As te ware, sy goue kroon te verruil vir een van dorings, sodat ons sondes vergewe kan word, sodat aan ons genade bewys kan word. Dis wat Jesus gedoen het, intentioneel vir jou en my. Julle sien, ek en jy, ons is sondige mense. Ons doen sonde. Ons doen verkeerde dinge. Ons is nie perfek nie. En God het alle rede om ons te veroordeel. Hy het alle rede om ons, as dit 'n aardse koning was, in die dungeon te gooi. Want ons het ons verset teen hom. Maar wat doen God? Hy bewys genade en verlossing aan ons. En hy stuur Jesus aarde toe, om ons sondes op hom te neem, en vir ons in die kruis te sterf. En vir Jesus om dit te kon doen, moes hy wat alle mag besit, sy mag vir 'n oomblik prys gee, en homself oorhandig in die hande van mense om gekruisig te word. Jesus het nog nooit gedwing nie, en Jesus sal ook nooit dwing nie. Jesus dring ons met sy liefde. Nou kom ek vertel vir julle hoe wonderlik hierdie is. Jy sien, 'n aardse koning moet mense forceer om sy wil te doen. 'n Aardse koning moet mense dwing om in sy leermagte en sy armies te veg en hulle lewe vir die koning af te lê. 'n Aardse koning moet met vrees regeer, anders sal sy volk in opstand kom teen hom. Omdat hulle bang is, sal hulle dit nie doen nie, sal hulle hom volg. En omdat hy so regeer, kry hy mag. Hy het mag oor mense. Hy maak mag, omdat hy mense bang maak. Dis hoe 'n aardse koning werk. So die oomblik wat jy 'n aardse koning vir mense te veel keuse en vryheid gee, staan hy die risiko dat hulle hom verwerp, dat hulle hom nie gaan volg nie, en verloor daai koning al sy mag. Jesus het al die mag in die heelal. Hy het nie 'n enkele persoon nodig om hom te volg, om hom mag te gee nie. Hy is magtig ongeag. Maar hy kies om van sy mag afstand te doen, sy goue kroon te verruil vir een van dorings, sodat daar iets anders kan gebeur, sodat jy kan beweeg word deur 'n deurdringende liefde, sodat jy kan dit doen wat geen aardse koning toelaat om te doen nie, dat jy sal kan kies, en dat jy 'n keuse sal kan maak om Jesus te volg, dat sy liefde jou van binne af sal verander, dat jy nie anders kan as om nader aan Jesus toe kan beweeg, deur dit wat in jou hart is nie, en so verander hy mense om hom te kies, en word sy volk groter, en kan hulle iets van sy liefde in hulle begin leef, en omdat hulle dit begin leef, begin die wêreld te verander, en word die wêreld die koninkryk van Jesus. Jesus verander die wêreld deur 'n deurdringende liefde, vir ons bewys aan die kruis van Golgotha. Jesus se liefde dring ons. Dis waar ons vandag ons hoogtepunt beleef. Jesus se liefde is so groot vir ons, dat hy gekies het om die pyn van die kruis, die vernedering van mense te verduur. Dat hy gekies het om vir jou oortredinge te sterf. Dat hy gekies het om jou eerste te stel en te sê, ek kom vir jou.
Vir elkeen van julle wat in my glo, het Jesus aan daardie kruis kom sterf. En daarom lees ons wat dit aan ons doen in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Die liefde van Christus dring ons. As dit vanoggend wat ek vir jou gesê het, dat die God van die heelal afstand gedoen het van sy mag om vir jou aan 'n kruis te sterf, jou nie vanoggend beweeg het nie, nooi ek jou uit om in stil gebed voor die Here te gaan sit en sê, wow, Here, hoe wonderlik is U nie as koning nie. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe het. Dit is die genade en die vergifnis en die liefde van Jesus wat ons dring en beweeg om hom te kies. Daarom het Jesus nooit nodig gehad om enigiemand te dwing nie. Hy het net nodig gehad om vir jou te wys hoe lief hy vir jou is. En dit beweeg jou om hom te volg. Ons gaan nou oorgaan in die nagmaal in. En wanneer ons dit doen, gaan dit juist daaroor om ons te herinner aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus, 'n koning wat sy lewe vir ons afgelê het, ook sodat ons op hierdie dag kan weet dat ons vergewe is en dat ons verlos is. Die Here self in die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en voor ons uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself sal bring nie. Ons word verplig om opnuut te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verontmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe word, op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. Op grond van die feit dat Jesus vir jou gesterf het aan daai kruis. Op grond van die feit dat Jesus sy goue kroon verruil het vir 'n doringkroon, kan jy vanmôre weet dat jou sondes vergewe is en dat jou verhouding met die Here herstel is. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Ek gaan ons elkeen 'n kans gee vir stil gebed en dan kan jy daar waar jy is sommer net dink aan wat is die dinge wat jy in jou lewe sou wou beter doen? Wat is die dinge wat jy dalk verkeerd doen? Wat het jy nodig om voor die Here te sit en in dieselfde asem te weet? Dit wat ons vandag vier beteken, hierdie goed kan nie teen jou gehou word nie. Jesus het dit reeds oorwin. Kom ons buig die hoofde. Mag die almagtige barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help.
Waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is en waar ons nou aansit aan die tafel, laat ons dan ons geloof hardop bely. Kom ons staan op en dan sê ons die geloofsbelydenis saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan maar sit. Voordat ons dan nou ook die tekens uitdeel, doen ons wat ons altyd doen, voordat ons eet en saam eet, ons bid vir hierdie maaltyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag ook aan hierdie tafel kan sit. Dankie dat ons u liefde kan proe, kan ruik, kan ervaar, in ons hande kan vashou, en dat ons kan weet dat dit 'n realiteit is. Dankie dat soos hierdie tekens ook ons liggame dring en in ons inkom, dat ons weet dat die liefde en die boodskap van Jesus Christus ons lewens dring en ons van ons nuwe mense maak. Mense wat 'n keuse maak om u te volg. Here, dankie dat ons u genade kan ervaar vandag en kan vier vandag. Dankie dat ons dit kan doen saam met hierdie wonderlike mense wat om ons is. Dis 'n geloofsgemeenskap. En ons vra, Here, dat u asseblief hierdie tekens in ons lewens sal seën en dat u ons geestelike lewe ook sal voed met hierdie wonderlike tekens wat ons dan nou ook vandag sal ontvang. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan vir u elkeen uit die tekens uitdeel, en nadat ons die tekens uitgedeel het, gaan ek, soos dit by jou is, die tekens afsonderlik dan vir julle instel, en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Kom ons deel die brood uit. Baie, baie dankie. Word van die tekens in julle hande, die brood en dan ook die wyn, net te sien, wat is dit wat jy in jou hand vashou? As ons aandag vir 'n oomblik vat na die brood toe, dan kan ons vir mekaar sê, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van ons sondes. Wanneer ons dan ons aandag vestig op ons kelkie, of ook dan die beker, dan kan ons die volgende vir mekaar sê. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Kom ons sit so en vra vir die Here, sê vir die Here dankie vir hierdie Gees. Here, dankie dat ons vandag aan die tafel kon
gesit het. Dankie dat ons u liefde so op hierdie tasbare manier kon ervaar het. Here, ons sê vir u dankie dat u vir ons lief is. En Here, ons sê vir u dankie vir hierdie tekens wat ons lewe gevoed het. Here, laat dit ons voed ook oral waar ons gaan. Here, oral elke dag dat mense die liefde van Jesus Christus in ons sal sien en hulle ook deur ons dade sal kies om u te volg. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. En Here, dankie dat ons ook vandag hier aan hierdie dag ook aan u kan opdra en aan u kan dink. Ons loof en ons prys en ons eer u groot en heilige naam. So is ons dan